Kom ons lees 1 Johannes 4 vanaf vers 7. 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot en met vers 21 gaan ons saam lees. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hierin weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit nog straf in. En hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Van wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Dit is sover wat die woord betref. Nou, vanmôre 'n bietjie met die gesels dan uit hierdie gedeelte, en die tema wat ek van die Here af ontvang het ook, baie gestoei in die week met die boodskap, en uiteindelik vroeg Vrydagoggend, toe die tema duidelik om my te gekom, kyk wat hy liefde. En daai woordjie kyk in die oorspronklike, telkens wanneer jy die woordjie kyk sien, dan moet jy oplet. Dan beteken dit, let mooi op. Kyk dit behoorlik na. Ondersoek dit. Bepeins dit. Dit is 'n baie sterk woord in die oorspronklike, wat die Here eintlik met dit sê, nou het ek jou volle aandag nodig. Kyk. Kyk wat 'n liefde. Nou so jy kan sien, die 4 prentjies wat ek daar gesit het, ons gaan gesels oor hierdie liefde van die Here, wat eintlik op geen ander manier vir ons verduidelik kan word, of gesê kan word nie, as dat dit radikaal is. Dis totaal anders as wat ons dink wat dit is. As jy dink dit is goed, as jy dink dit is groot, as jy dink dit is wonderlik, dis baie meer dit. Ons kan dit nie beskryf nie. Ons kan dit nie regtig beskryf in menslike taal nie. En in daardie 4 prentjies sien jy eintlik hoe Jesus sy radikale liefde teenoor mense openbaar het, bewys het. Die vrou wat aan oorspel betrap het, hoe het hy haar behandel? Wat het die wet gesê moet hy doen? Hy doen dit nie, maar hy gee vir haar liefdevolle genade, vergifnis. Die ander prentjie, die melaatse. Is ongehoord gewees dat iemand aan 'n melaatse vat, naby aan 'n melaatse kom. En Jesus se radikale liefde vat hom verder. Hy kan nie net nader nie, hy vat aan hom. Die vrou by die put, Samaritaans. In die oë van die Israeliete uitvaagsels. Nobodies. Gehaat, verag. Wat doen Jesus? Hy bied vir haar water aan. Lewende water. En hy stuur vir haar met 'n boodskap terug na die gemeenskap. Saggeus, tollenaar.
Hy werk vir die Romeinse ryk, 'n Jood, wat vir die Romeinse ryk werk. Gehaat deur die Jode. Wat doen Jesus met hom? Hy laat hom afklim en sê vir hom, probeer kom kuier. Sy liefde is anders as wat ons dink. Ons reserveer baie keer ons liefde vir mense wat dit verdien. Volgens ons. En God bewys sy liefde op 'n ander manier, radikaal. Daar is sekere kenmerke van God en sy werke. En dit ontbreek eintlik aan voldoende byvoeglike naamwoorde wanneer ons daarby kom. En ek gaan so 'n paar van hulle noem, ons het daaroor gepraat laas jaar. In die derde kwartaal het ons die hele kwartaal stilgestaan oor God se verstommende, sy vergifnis. En ons het 'n paar boodskappe gebring en onder andere skokfeite, skokkende dinge wat teen die grein is van die samelewing, die bonatuurlike manier, die volmaakte manier wat God vergewe. Ons kan baie praat oor genade. Ons sing die liedjie Amazing Grace. En ek tot vandag toe weet ek nog nie wat is die korrekte Afrikaans eintlik vir dit nie. Verstommend, asemrowend, ek weet nie. Ek soek nog 'n Afrikaanse woord wat regtig waar by dit kom. Maar is verstommend, kom ons staan by daai woordjie, die goedertierenheid van die Here. En die woordjie goedertierenheid, wanneer ons dit lees in die Bybel, beteken God se liefdevolle getrouheid. En as jy dit lees, dan lees ons, dink is in een van die psalms, daar by die laaste klompie, ek dink by Psalm 47, as ek nie mis dit nie, omtrent elke versie sê, want sy goedertierenheid duur tot in ewigheid. Dan sê hy iets, dan sê hy, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Elke teksvers sê dit. Dis God se goedertierenheid. Sy vrede word beskryf in die Bybel as 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n Oorvloedige vrede. Sy weë, sy wil, die Bybel beskryf dit as onnaspeurlik. Wie kan dit ken? Jesaja 55 sê ook, soos die aarde, soos die hemel bo die aarde is, so is God se weë nie verhewe bo ons nie. Sy kennis, ondeurgrondelik, wie kan dit bepaal? Sy blydskap, onuitspreeklik. Wanneer dit kom by die bloed van Jesus, dan word dit beskryf as kosbaar, waardevol. En as ons kom by die liefde, dan sê dit net eintlik een woordjie. God is liefde. En ons kan die woordjie radikaal bysit en ons kan die woordjie drasties bysit, maar dit is wat radikaal beteken. Ons kan die woordjie ekstreem gebruik, fundamenteel, want die woordjie radikaal beteken, dis die bron, dit lê in die wortel van alle liefde. Dis God se liefde. En as 'n woordjie wat ek graag môre ook by wil stilstaan, wanneer dit kom by God se liefde, dan is dit die woordjie onvoorwaardelik. In Johannes 4 vers 7 het ons gelees, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Dit is God se hart wat hy bekend maak. Die belangrike en deurslaggewende feit is dat ons hierdie liefde moet leer ken, glo en aanvaar. Waar gaan jy dit leer ken? Jy gaan dit leer ken in die woord. En die Here gaan baie keer mense in jou lewe bring wat vir jou wys en wat vir jou liefhet onvoorwaardelik. En daarvoor het die Here vir my vrou hoor. Onvoorwaardelik. En dit wat ek van God se liefde leer ken het, is by haar. Ons moet die liefde glo. En ons moet daarin rus. Want dit help nie ons bewonder ons verwonder onsself aan God se liefde. En ons leef dit nie uit nie.
Ons vertrap mekaar. Efesiërs 3 vers 18 en 19 sê, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, dat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Dat ons die volle omvang van Gods liefde kan leer ken. Dan is 'n teksvers, ek gaan nie te by hom kom, wat hy sê, sy grote liefde waarmee ons lief gehad het. Daardie woordjie groot, daar's 2 Griekse woorde wat gebruik word vir grootte. Die een beteken net eenvoudig makro, groot, in omvang. Dis massive. Maar wanneer hy praat van die grote liefde van God, dan gebruik hy 'n ander Griekse woord wat beteken veelsidig. God se liefde het vele fasette. Dis kleurvol. Jy kan dit nie tot een hoek beperk nie, of tot een siening en van een hoek af beperk nie. Dit is wyd, dit is groot. Daar's te veel fasette van sy liefde. Dis die liefde wat hy vir jou en vir my het. Hierdie woordjie radikale liefde, buitengewoon, is die liefde waarmee hy vir jou en vir my lief het. En wat ons van praat hier, wat ons moet erken en moet glo. Radikale liefde is buitengewoon. Dit maak nie sin nie. Ek weet nie hoeveel keer het al met u gebeur dat jy oor God se liefde begin dink en jy hoor sekere dinge en jy gaan terug en jy onthou sekere dinge wat gesê is omtrent sy liefde en ek dink daaroor dat my verstand aan die een kant sê nee, dit kan nie wees. Maar in my hart en my gees roep dit uit, dis is so. Dit gaan nie vir jou sin maak nie. Moet jy probeer verstaan nie. Aanvaar dit, glo dit. Daai woordjie leer ken. Dat hy sê ons het die liefde leer ken. Die woordjie daar gebruik word beteken nie net om soveel feite oor die liefde bymekaar te maak en te weet, nou kan ek 10 of 20 of 30 verskillende eienskappe van God se liefde noem nie. Daai woordjie leer ken beteken om dit eerstens te beleef in ervaring. Om dit so te ken dat ek dit self in my eie lewe ken. En dit is 'n uitdaging vir jou en my. Het ons so lief. Het my liefde al so ontwikkel tot op daai vlak. En sien vanmôre jy sit en sê, maar ek is nog nie daar nie. Moenie mismoedig raak. Moenie dink dis nie vir jou nie. Kyk, daar is baie keer maar dinge in ons lewens wat dit verhinder. Want God wil in en deur jou en my lewe wil hy lief hê. En ons staan baie keer in die pad daarvan. En ons moet erken voor die Here. En dat hy ons kom suiwer. Sodat sy liefde kan vloei. Radikale, buitengewone liefde wat nie sin maak en mens kan amper die woordjie gebruik, ongelooflik, né? Was nie reg nie. Dit oorweldig ons. Dit verstom ons. Waarom sê ons so? Wat maak dit so radikaal? Hierdie liefde. Die Here sê, kyk wat 'n liefde. Hoe het Jesus dit demonstreer? Een van die kenmerke van hierdie liefde is, soos ek gesê het, dis onvoorwaardelik. Glo jy dit? As ek vanmôre vir hierdie vraag elkeen pertinent persoonlik moet vra. Glo u dat God onvoorwaardelik lief het? Dit is my ervaring. Dat baie mense sê, ek glo dit, maar. Ek glo dit, maar. God is ook 'n God van dit, en God is ook so, en God is ook so en so.
As jy nie God se onvoorwaardelike liefde glo en aanvaar nie, is dit nie goddelike liefde nie. Want as daar voorwaardes is in sy liefde, dan is dit nie meer onvoorwaardelike goddelike liefde nie. So, ja, maar pas nie in daardie sin nie, dan is dit nie liefde nie. Geen maars nie, geen asse nie. Niks van daardie aard nie. Kyk weer na 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8. Nou dis 'n boodskap op sy eie. En ons almal ken 1 Korintiërs 13 baie goed, né? En as ek nou vanmôre moet vra by wie van julle se troues is dit daaroor gepreek, dan sou 'n paar van julle gesê het, by myne. En wat lees ons in 1 Korintiërs 13 van vers 4 tot 8? Nou hy sê hier sekere aspekte, en wat word dan hoe word hierdie gedeelte gebruik? Hy sê ons moet mekaar lief hê, en dan word baie keer in die huwelik ingebring sê, julle moet mekaar nou lief hê, julle moet lankmoedig wees teenoor mekaar, julle moet geduldig wees met mekaar, julle moet nie julle eie belang soek nie, julle moet nie verbitterd raak nie, julle moet nie dit nie, julle moet nie dat nie, en so klomp dinge wat gesê word. Wat nou vir hierdie paartjie geld. Nee. Maar het jy dit al so gelees? Wanneer jy die woordjie liefde lees, dan lees jy God. Want onthou ons het net al gesê, die liefde is uit God. Dan lees nou weer 1 Korintiërs 13 en jy gaan sit daar in God of Jezus. Kom ek lees dit. Jezus is lankmoedig en vriendelik. Jezus is nie jaloers nie, maar word afgunstig. Jezus praat nie groot nie, hy is nie opgeblaas nie. Jezus handel nie onwelvoeglik nie. Jezus soek nie sy eie belang nie, hy raak nie verbitterd nie. Hy reken nie kwaad nie toe nie. Jezus is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Jezus bedek alles. Hy glo alles. Hy hoop alles, hy verdra alles. Want God vergaan nimmer meer. Dan kry liefde 'n ander betekenis vir ons. Dis hoe God is. En hier is maar 'n paar dinge wat gesê word oor hierdie liefde. Maar dit gee tog vir ons 'n beter prentjie, meer realistiese prentjie van wat is God se liefde? Hoe onvoorwaardelik is dit? Nou daar's twee spesifieke woorde wat ek net na verwys. Daar's 3 of 4 woorde in die Nuwe Testament vir die woordjie liefde. Maar twee pertinent wat ek na verwys is die woordjie agape en filio. In Johannes 17 vers 23, let mooi op die teksvers, lees dit saam met my. En dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Laat hy insink. God het jou lief op presies dieselfde wyse wat hy sy seun lief het. Agape. Dit oorweldig 'n mens. As hy sê die Vader self het julle lief. Dit verstom my. En baie keer dan breek dit 'n mens se hart. Want jy sien, ons lewe in 'n wêreld waar liefde baie keer gebruik word as 'n beloning. En as ek nie op my beste is, dan wil ons baie keer dink, nou is God nie lief vir my. En ons maak baie keer ons kinders ook so groot, né? Liefde word 'n beloning. Goeie gedrag word 'n beloning met liefde. God doen dit nie. Want sy liefde is onvoorwaardelik. Hy gebruik ook baie keer in die Nuwe Testament die woordjie in hierdie vorm agapetos, wat beteken dearly beloved, as hy na sy gemeente verwys. As hy na sy kinders verwys, favorite.
In Afrikaans kan ons die woordjie geliefde, bemind, hooggeag, gunsteling, waardig. Kyk, wat 'n liefde. Het die Here vir jou en vir my. Dat hy na my en jou as sy kind verwys as dearly beloved. En ons kyk na onsself en ek sê, nee Here, it's too much. Ek verdien dit nie. En is dan juis wat ons moet toelaat dat die Gees van God ons harte kom bedien en sê, dit is so. Moet nie dan twyfel. Ek het baie keer al vir julle gesê, in ander opsigte ook, dat niks wat ek en jy doen, kan maak dat God vir jou en my minder lief het. Niks wat ek en jy doen, maak 'n duit in sy liefde vir jou en my. Eweneens, niks wat ek en jy goed doen, maak dit hy ons meer lief het. Kan nie. Want God se liefde is konstant. Dit is onbeïnvloedbaar. Dit wissel nie. Die wêreld het liefde verdraai en God se liefde veranderlik gemaak, voorwaardelik gemaak, afgebring na 'n menslike standaard. En baie keer wanneer ons praat van liefde en self wanneer ons van liefde praat in goddelike terme, in Bybelse terme, dan het ons hierdie konsep van die wêreld, hierdie menslike siening van liefde, bring ons in, onbewustelik baie keer. Want ons word gekondisioneer in dit. En ek dink dis hoe liefde moet wees. Nou kom die Here met respek gesê, en hy keer die appelkar om. En hy sê vir jou, ek is nie soos jy nie. My liefde is nie soos jou nie. Dis anders. Jy sien, die wêreld sê, hy het ons lief, solank ons op ons beste is. Maar die dag as ek op my slegste is, dan is hy nie lief vir my. Is dit so? Ons dink so. En ons sit baie keer met hierdie gedagte ook, want dis voorwaardelik. Goeie gedrag word met liefde beloon. Jy moet jou kan bring, sodat God jou kan lief hê. Nee. Ek het in die week met dit te doen gekry, dat iemand gesê, God is vir ons lief, maar ons moet gehoorsaam wees. Ja. God het jou lief ongeag. Beteken dat jy keer dit goed? Nee. Iemand het eendag gesê, God het ons lief net soos ons is. Ek dink Gerrit sê dit ook baie keer. God het ons lief net soos ons is. Maar hy is te lief vir ons, om ons te los soos ons is. En dis waar die probleem baie keer in. Ons kan maar doen wat ons wil, want die Here sal my altyd lief hê. Iemand met so 'n benadering tot God se liefde is onverskillig in die liefde. Verstaan nie, en het nog nie God se liefde leer ken nie. Want liefde, God het ons so lief dat hy ons wil verander. Sodat ons sy beeld, wat is sy beeld? Liefde kan uitdra. En as jy nie wil verander nie, dan weier ek mos nou om die beeld van die Here te dra. Romeine 5 gee vir ons duidelik 'n prentjie van wat beteken dit as God sê ek het jou lief, onvoorwaardelik. Kom lees Romeine 5, ons het daaroor gepraat onder, ook by die woordskool. Hy sê, en die hoop beskaam nie, ek wil nie saam met my stadig beweeg deur hierdie gedeelte wat ek nou gaan lees. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God, kom ons stop met gedagte, watter liefde van God, watter hoedanigheid, watter mate van liefde praat hy hiervan? Praat hy van die volmaakte? Wil my antwoord? Ja.
omdat die liefde van God, hierdie unieke, onvoorwaardelike, ewige, persoonlike, radikale liefde, kom ons noem dit, in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Wanneer? By redding. By wedergeboorte ontvang ek Heilige Gees. Heilige Gees is God. Ontvang ek die liefde van God, en die inwoning, die werklikheid is die Heilige Gees in my. Nou kan ek begin lief hê. Gebeur dit? Sporadies baie keer, ja. Maar dit behoort 'n konstante ding te wees. Al wat tussen die liefde en God staan, tussen die liefde van God en my staan, is wie? Kom ek sê vir julle, ek kan vanmôre ietsie uit die julle noem. Ek gaan nou iemand na verwys. Weet julle wie is die ou wat in die 30, 32 jaar wat ek in bediening is, my die meeste moeilikheid gegee het? Julle weet wie is dit? Ek. Wie sê, ek staan. En as in elke kind van God se lewe bykans. En ons kan maklik vingers wys. Maar ons moet die Here toelaat om die liefde wat in ons hart uitgestort is, nie so dat ons kan gaan sit en rustig wees en sê, dis net 'n joy om te weet, die Here is lief vir my nie. Dis nie waar dit moet bly nie. God se liefde het nie in ons harte uitgestort sodat ons gelukkig en happy moet wees en kan weet en net seker kan wees, die Here sal altyd maar vir my lief wees nie. Nee, hy het daai liefde uitgestort in ons harte vir watter rede? Sodat dit kan oorloop. Sodat daar ergens 'n uitvloei kan wees. En dis die ervaring wat baie kinders van die Here se probleem geraak het. Jy weet, julle almal ken die dooie see, né? Die dooie see het nie visse nie. Daar's nie lewe nie, hoekom? Want hy's onder seespieël en hy het geen uitloop nie, hy het net 'n invloed. Dood. En dis baie kinders van die Here se probleem, hulle het net 'n invloed. Maar tog nêrens vir Here sê, Here, hier is ek, laat dit uitloop. Laat dit oorvloei. Wys my waar. Wys my hoe. En jy hoef nooit, hoe mooi dit nou vir jou sê, jy hoef nooit vir die Here te vra, Here, stort weer, of stort nog meer van die liefde in my hart uit nie. Jy doen dit nie. Want dan maak jy God tot 'n leenaar, toe die dag toe jy gered het, het hy dit klaar gedoen. Jy kan nie vir hom vra vir meer liefde nie. Want alles is in jou hart uitgestort, jy die vermoë om te kan lief hê. Die probleem is, Here, laat my sterf vir myself. Minder van myself, nie meer van U nie. So aan, hy sê, want toe ons nog swak was, die woordjie swak beteken 'n onvermoë. Toe ek nog 'n onvermoë voor die Here gestaan het, dat ek myself kan red. Toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Daar's 4 dinge wat hy sê, wat God sê, ek het jou lief, en hy praat ook hier vanmôre met die van u wat nog nie vir Jesus ken, die van u wat nog nie gered is nie. God sê, ek het jou lief in jou swakheid, ek het jou lief in jou goddeloosheid, ek het jou lief as 'n sondaar, ek het jou lief al is jy nog my vyand. En weet jy wat die tragedie wat nou baie keer hier inkom? Ons vertel dit baie keer vir mense, sê, weet jy, die Here het vir jou lief. Nou praat ons met verlore mense, die Here het jou so lief dat hy aan die kruis vir jou gesterf het. En die dag as jy kind van God is, dan begin twyfel jy aan sy liefde vir jou. Is jy met my? Het jy dit ook al beleef? As hy 'n sondaar, 'n verlore mens so lief het, wat van jou, as sy kind?
Kan mos nie verander nie. Die effek is dat ons begin in vrees lewe, begin in onsekerheid lewe. Wat nou? Wat gaan nou vir my word? En ons bevind ons baie keer in 'n geestelike niemandsland. Want aan die een kant, ek hoor God het my lief, maar aan die ander kant, ek het te veel aangejaag. Nou begin ek te twyfel, maar as die Here my lief gehad het, onvoorwaardelik van die begin af, dan sal hy my onvoorwaardelik lief hê tot die einde. Want God se liefde is ewig. Kyk, hoe lyk hierdie liefde? Efesiërs 2 vers 14, ons het net daarna verwys, maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groote liefde. Dat ek vir julle gesê, die woordjie groote beteken vele fasette. Hoe weet ek dat God my lief het? Dat Jesus my so lief het? Jy kan nooit aan die liefde van God twyfel, solank as dit jy na die kruis kyk. Jy kan. Want die kruis is die simbool, is die plek waar God sy liefde bewys. Dit sê aan die een kant wie God is. Maar ons moet nooit uit die oog verloor dat so 'n liefde tot so uiterste gedryf is. Was nie net liefde nie, maar dit was ook God se haat vir sonde. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. God se liefde is radikaal, want dit oortref ons verwagtinge. Dit sluit niemand uit en Jesus het dit demonstreer. Sy liefde soek verlore mense op. Dit hardloop agter afgedwaaldes aan. Dit reik uit na die wat diep en ver geval het. Dit vergeef die wat dit allermins verdien. God se liefde wil ons heel maak en ons herstel. Hierdie liefde steur hom nie aan menslike opinies en uitsprake nie. Dit bring die hoogste offer ter wille van die sondige en die swakke mens. En dit bly dan getrou, onveranderlik, al is ons ontrou. Ek is dan 1 Timoteus 2 wat dit sê. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloor nie. God kan nie anders te wees as wie hy is nie. Hy kan nie wissel nie. Hy kan nie verander nie. En God se wese is liefde. Beteken ek kan nou maar doen wat ek wil? Sê weer eens, daardie roekelose benadering pas nie, hoegenaamd by 'n kind van God wat weet wat liefde is en wat die kruis beteken. Jy sal nie so optree nie. Hy lê sy lewe af vir die wat dit nie verdien het nie. En wat hy het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te red. Ons almal ken Johannes 3 vers 16, né? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vers 17 sê, want God het sy seun in hierdie wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan. Dis die liefde van God. Jesus se liefde ignoreer tradisies. Dit ignoreer kulturele norme van sy tyd. Jesus se liefde ignoreer etnisiteit en sosiale verdelings en geslagsongelykhede. Want is radikaal. Daarom, in daai prentjies in die begin gesê het, vir jy gewys het, hy het die uitgeworpenes, die veragtes liefgehad, die wat altyd oorgesien is en vermy is, die tollenaars en die prostituie. Ons sê, hou verby. Sy liefde vir die gehate Samaritaanse vrou. Behalwe die feit dat sy Samaritaans was, was sy 'n vrou. Vrouens het in daai tyd geen aansien gehad. Hulle was, soos dit vandag nog in baie islamitiese lande is, nul. Niks.
Sy liefde vir melaatses en geïsoleerdes. Hy raak hulle aan. Sy liefde vir die veroordeelde vrou wat in oorspel betrap is in Johannes 8. En dan selfs uit sy vyande liefgehad. Wat maak ons? Jesus het sy liefde vir sy vyande bewys en vir hulle gebid. Vader, vergeef hulle, ek weet nie wat hulle doen. God se liefde is ewig. Dit hou nie op nie. Dit verander nie. Kyk mooi wat hy sê in Jeremia 31 vers 3. En dit sê van Israel, en is in 'n tyd van ballingskap, is 'n tyd wat Israel nie op 'n goeie plek is. En ek sê dit saggies, ek sê dit baie subtiel. Israel is op baie stadium nie op 'n goeie plek nie. Hoor dit sê in Jeremia 31 vers 3. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierne. Dit is een van die wonders van die Here wat 'n mens verstom. Dat God se liefde is radikaal ook in hierdie opsig. Dat wanneer jy partykeer verwag, nou gaan die Here my tigtig. Nou gaan ek kry wat ek voor gesoek het, want ek het nie geluister nie, of ek het dit gedoen, of dat gedoen, of ek is nou al lank besig met iets, en die Here het my sonde het my ingehaal, nou verwag ek dit, wat doen die Here dan? En in plaas van dat hy dan die straf wat ek dink hy gaan uitdeel, in plaas hy dit doen, wat doen hy? Hy doen aan jou goed. Ek het al beleef. Daai tyd dan breek ou se hart voor die Here. Die Here, ek het nie dit verwag. Ek het die teendeel verwag. Here, ek het verwag, jy gaan met my klaarspeel. Maar jy kan dit nie. Met goedertierne, trekke. God se liefde maak ons deel van sy familie, kinders van God. Ons sing die liedjie. Ken hom, goed. Ons sing hom opgewonde. Kyk wat 'n liefde. En so daai liedjie nou weer gaan sing op 'n stadium, dan moet jy nou mooi dink. Nie sommer net saam sing nie. Dink mooi oor die woorde, kyk. Kyk wat 'n liefde. En dan hierdie teksvers kwalifiseer hy dit. Hy sê, kyk wat 'n liefde die Vader in ons bewys het. Dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hulle hom nie geken. Maar kyk wat 'n liefde. Die feit dat jy na jouself kan verwys as kind van God, is omdat God vir jou lief het. En jou daardie reg gegee het. Niemand kan homself daardie reg toeëien nie. God sê dit vir jou. En jy glo dit of jy glo dit nie. Wie is kinders van God? Almal wat hom aangeneem het. Johannes 1 vers 12. Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En hulle wat in sy naam glo. Wat nie die wil van die vlees, die wil van die man, die bloed van 'n man nie, maar uit God gebore. Kyk wat 'n liefde. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, want jy sien, party mense wil kinders van die Here wees omdat hulle bang is vir die gevolge as hulle nie is nie. Jy moet daardie begeerte in jou hart hê, daardie gesindheid hê, Here, ek wil die kind wees, want u liefde trek my. U liefde het my beïndruk, u liefde het my hart gewen. Nie omdat ek bang is nie. En as jy daardie punt kom en sê, want julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons kan roep, Abba, Vader. Dis 'n intieme reg wat jy het as kind van God. Ek sluit af. Ons gaan dit sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and I wonder how good love.
a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful that my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Saviour's love for me. Kom ons bid saam. Vader, ons aanbid U, God van liefde. Dit is vir ons kenmerkend, dit is vir ons duidelik dat U in die woord Uself op hierdie unieke wyse aan ons openbaar. God is liefde. Here, ons leer maar nog U liefde ken. Ons glo dit vanmôre, dat U ons liefhet, nie net wanneer ons op ons beste is, maar altyd. Dankie Here, dat ons in hierdie liefde kan rus. Om te weet dat ek in hierdie wêreld kan rondloop as geliefde van die Here, behoort ons harte grootliks te verander, radikaal te verander. Here, ons staan verstom, diep beïndruk deur U liefde, wat so radikaal is. Ook vir my en vir elkeen hier insluit. Dankie dat ons daarvan kan sing. Here, maak ons nou ook draers van U liefde. Amen.